Welkom by Gebedsarende. Vandag wil ek jou saam met my op 'n reis vat oor die pad wat ek geloop het tot hiertoe en die dinge wat die Here met my gedeel het, wat ek met jou moet deel en hoe hierdie goed op jou lewe van toepassing kan wees. Na skool is ek universiteit toe om 'n BA graad in drama te loop, want ek wou baie graag in die filmwêreld ingaan, later die televisiewêreld ingaan, maar in die helfte van my eerste jaar het ek 'n droom gehad, dat ek weggeruk is in die hemel. En ek sien 'n muur en agter die muur, terwyl ek nou die hemel is, alles is asof dit onder mis toe is, en ek sien 'n paar voete agter die muur uitsteek met sandale aan. Later het ek besef, die rede hoekom ek die voete gesien het met die sandale aan is, met as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. En ek weet, dis die Here wat agter die muur is, toe hy begin praat, en ek sy stem hoor, weet ek, dis die Here wat nou met my praat. Maar ek verstaan nie wat hy sê nie, want dis vreemde taal. En toe hy klaar gepraat het, was ek ineens terug op die aarde, en ek droom, my ma kom by my en sy vra vir my, wat maak jy nou weer terug op die aarde? En ek sê vir haar, ek kom terug aarde toe met 'n roeping. Toe wil ek met alle geweld nou my universiteitsstudie opskop, maar ek was net 18 jaar oud, en toe ek nou moet verskyn voor die mense wat moet besluit of ek kan college toe gaan, toe sê hulle vir my, nee, jy's te jonk, jy sal eers moet weermag toe. So ek is toe 2 jaar verpligte militêre opleiding toe, want dit was die tyd van die Bosoorlog, en toe is ek teologiese college toe. En van daar af dan beland ou ons nou maar in gemeentes. En uiteindelik het ons toe in Valpark Sasolburg 'n gemeente geplant, in die skoolsaal, en van die begin af het ons net die hand van die Here gesien beweeg. Ek het 'n erf gekoop, 2000 vierkante meter erf, ons het 'n huis laat ontwerp professioneel, en ons het die huis laat bou, ons tuine is uitgelê deur landskapargitekte, die kerk was stampvol elke Sondag, die Here het beweeg, maar, dis 'n gemaksone, alles is wonderlik, ek het gedink, daar's ek nou vergoed, hier's ek nou behoorlik uitgesorteer vir die res van my lewe, en eendag terwyl ek in gebed is, sê die Here vir my, het jy my lief? En ek sê, ja Here, U weet dat ek U lief het. Sien jy Jesus en Petrus, né? Ja Here, U weet dat ek lief het. En die Here vra, het jy my so lief, dat jy sal doen net wat ek sê? Ja Here, U weet, ek sal doen net wat U sê, want jy verwag mos nou nie, dat jou bootjie geskit gaan word nie. Jy verwag mos nou nie iets drama, want dit gaan so goed, en die kerk is so vol en wonderlik, en baie mense kom tot bekering, en die Here sê, verkoop alles wat jy het, trek terug na jou geboortestad toe, gaan na die oostelike ingang van die stad by die berg, daar sal ek vir jou wys waar jy moet bly. Nou op daai stadium het ek 2 seuns in die laerskool, standaard 2, standaard 4, grade sal jy nou beter weet as ek, en 'n meisie in graad 7. En ek roep my gesin by mekaar, want dis hoe ons werk. En ek sê vir hulle, wel, julle, hierdie is wat ek hoor die Here sê, ons moet trek Pretoria toe. En my kinders, my vrou het soos een gesê, as die Here sê ons trek, dan trek ons. My seun wat in standaard 4 is, toe hy, dis so graad 6, toe hy vir sy onderwyser sê, hierdie is wat ons gaan doen, sê sy onderwyser, Lenrou, jy's geoormerk om volgende jaar die onderhoofseun te wees. Jy gaan die kaptein wees van die eerste rugbyspan, jy gaan die kaptein wees van die eerste cricketspan. Vra vir jou pa om net 'n jaar uit te stel. En daai kind van my, van 12 jaar oud, sê, meneer, as die Here gesê het ons trek, dan trek ons. En so het ons getrek. En vir die volgende 10 jaar was ek voltydse evangelis. Ek het die land getoer, ek het die wêreld getoer, die evangelie van die Here verkondig. Op daai stadium, nou is my kinders en my vrou is in Pretoria, en ek is naweke uit, nou moet ons 'n gemeente kry, en hulle sukkel om 'n plek te kry waar hulle kan aanbid, want hulle is mos nou gewoond hulle pa, en haar man, en ek is bekommerd oor my kinders se geestelike welsyn. En ek vra vir die Here, nou maar, wat van my kinders? Ek is bekommerd oor hulle, en die Here sê vir my, omdat jy gehoorsaam was aan my, en omdat jy gedoen het wat ek gesê het, vat ek persoonlik verantwoordelikheid vir jou kinders. En geliefdes, tot vandag toe, dis hoeveel jaar later,
My kinders het groot geword, hulle is almal nou al getroud. My Lenrou is vandag voltyds in die bediening. Driekus is 'n onderwyser by die Hoërskool Waterkloof, passievol vir die Here. My dogter is getroud en saam met ons hier in die gemeente werksaam. Haar man is ook my medeleraar. Die Here het getrou gebly aan sy belofte. En in daai 10 jaar, terwyl ons gehoorsaam was aan die Here, het ons gesien hoe die Here voorsien. Ek onthou dat ons op 'n stadium, Januarie, goed moes koop vir die skool. En ons het net 'n beperkte begroting gehad vir die skool. En ek sê vir my vrou, wel, ons moet nou gaan Kolonare toe, maar ek sal jou daar kry, jy kom met jou kar, ek met my kar, dan kyk ons maar tot waar kom ons, en as die geld op is, dan stop ons maar die lysie daar. En ek het dan daar gekry, en ons het die goedjies begin koop, en uiteindelik sê ek van, okay, hier's net 'n paar rand oor, hier's nog 'n paar goed wat ons moet koop, dit is nou al laat, gaan jy huis toe, kry solank die middagete reg, ek gaan gou die laaste paar goedjies koop. En so het ons toe uit mekaar uit, dit was 5 minute later, kom my vrou aangehardloop in die gang van die kolonnade en sy wys haar hand so in die lug, en toe sy by my kom en sy maak haar hand oop, is haar hand vol geld. En ek vra van, waar kry jy dit? En sy sê, sy is op padkar toe, en sy loop by die hoompie verby, en 'n man roep haar, en die man sê vir haar, toe ek vandag by die kolonnade aankom, het die Here vir my gesê, ek moet gaan geld trek, en die Here het gesê, ek moet hier kom sit, en dan sal die Here vir my wys vir wie ek dit moet gee, en toe jy verbykom, toe sê die Here, dit is sy, gee dit vir haar, en daar kon ons al die kinders se goed koop. Ek onthou dat toe ons daar intrek, sê die Here vir my, nou kan jy nie meer 'n begroting opstel elke maand, en ek sê, Here, hoekom nie? En die Here sê, want dit gaan nie klop nie, jy moet my vertrou. Maar jy weet hoe dit is, ne? Ou het nou gehoorsaam geword en jy die Here gevolg, en jy het nou nie meer inkomste nie, jy het nie meer 'n salaris nie, maar jy het nog steeds al jou skuld. En van die eerste week af bekommer ek my, hoe gaan ons deurkom? Ons het 3 kinders op die skool, ons het 'n huisverband, ons het 'n karlening. En dan kom die Here net deur. Later toe sien ek, nee, wat ou hoef nie al die eerste week van die maand te worry nie, ek begin die tweede week van die maand worry. En later toe sien ek, nee, wat jy moet eers die laaste week begin worry. En later sien ek, nee man, eers so 2 dae voor die tyd. En vir 10 jaar het die Here ons gedra. Ons het al 3 ons kinders deur universiteite gesit. Ek weet nie hoe nie. As jy my vra hoe, ek weet nie. Dit het net gebeur. Ons kinders is deur universiteite, die Here het net vir ons voorsien, die Here het vir ons gesorg. In daai tyd het ons ook, hoor ek die Here se stem sê, ek moet 'n skool vir evangeliste begin. Ek moet evangeliste oplei om die oes in te bring. En ek het begin navorsing doen, ek is na Reinhard Bonke toe, en hulle het my met oop arms ontvang, en vir my Evangelism by Fire as 'n handboek gegee wat ek vir die studente kon gee. Ek is Amerika toe waar ek by die hoof gaan sit het van die evangelisasie departement van die American Assemblies of God, huge, baie groot, die Assemblies of God, en daardie pastoor Jimmy Davis, wat die hoof is vir die evangelisasie departement, het vir my boek gegee, The New Testament Evangelist, the Pastor's Best Friend, en ek het daai materiaal gebruik. Later het ek van die beste Europese evangelistische materiaal gebruik, en ons het 'n kursus saamgestel, wat prakties is, wat doeltreffend is, wat eenvoudig is, om evangeliste toe te ry. In daai tyd het ek saam met Pastor Hansie Henning Judea Harvest begin, en die eerste ding wat die Here vir my gesê het in Judea Harvest, want dit was toe nou om gemeentes te plant, veral in swart gebiede, en tente te gee. Pastor Hansie is toe opgewonde, want ek sê vir hom, ek hoor die Here sê ek moet evangeliste oplei, en hy spring op en hy sê, maar 'n evangelist het 'n tent nodig. Kom ons doen hierdie ding, jy lei die evangeliste op, ons voorsien die tente, sodat die evangelist met 'n tent kan beweeg, en dis waar Judea Harvest gebore is. En ek het toe daai kursus begin uitrol, en ek het gesien hoe die Here evangeliste opwek, want die kerk het nie voorsiening gemaak vir evangeliste nie, en eintlik vandag nog, maak die kerk nie voorsiening vir evangeliste nie. Die kerk lei pastore op, maar almal is nie pastore nie. Daar is evangeliste wat 'n passie het net om siele vir die Here in te bring, en niemand leer hulle hoe nie. Niemand vertel hulle hoe werk 'n veldtog, hoe sit 'n mens 'n veldtog aan mekaar, hoe werk 'n mens saam met 'n pastoor nie, en hulle val net deur die matte. So, ek het hierdie kursus begin, en ek onthou dat ek een keer in Port St. John's gekom het by 'n streeksvergadering van wat toe nog die Transkei was, vandag die Oos-Kaap is, en toe ek klaar aangebied het, kom 'n vrou na my toe, jong 22,
sy sê vir my, haar naam is Grace Jonjo, en sy weet die Here het haar geroep, maar sy het gedink sy gaan teologische college toe, en 'n pastoor word, want is al wat daar is, maar vandag het sy gehoor, sy is 'n evangelis, en sy wil hierdie kursus doen. So, hierdie kursus het gewerk op 9 maande, want ek het hierdie profetiese ding gehad van, dit vat 9 maande voor 'n geboorte plaasvind, van bevrugting tot geboorte. En 9 maande klink my van bevrugting tot die evangelis gebore word, klink vir my reg. Wat in hierdie modules gewerk het, in 3 maande siklusse. En dit was afstandonderrig, so ek het vir hulle die materiaal gegee, en elke 3 maande het ek gegaan, en 'n kontaksessie gehou met die studente. So het Grace Jonjo met haar kursus begin. So na 3 maande toe kom ek terug. Nou wil ek hoor, jy het nou 3 maande die kursus gedoen, want ek het van die begin af gesê, jy is nie hier om 'n sertifikaat te kry nie, jy is hier om toegerus te word om die Here se oes in te bring. Ek gaan vir jou 'n sertifikaat gee, want mense wil ons nou graag 'n sertifikaat hê. Maar daai wen nie siele nie. So, en wanneer ek jou vraestelle merk, moet jy verstaan, jy gaan nie 'n punt kry nie. Ek gaan evalueer. En ek wil hoor, verstaan jy die werk en kan jy dit toepas? Want as ek na 3 maande terugkom, wil ek weet, wat het jy in die laaste 3 maande vir die Here gedoen met wat jy geleer het? As jy kan 100% kry vir 'n toets, en nog steeds niks vir die Here doen nie. Jy kan baie slim wees en niks vir die Here doen nie. En dalk is jy nie so intellektueel begaaf nie, maar die salwing van die Here is op jou. So, dis hoe ons gewerk het met die skool vir evangeliste. Na 3 maande toe kom ek terug, en by die eerste kontaksessie, en ek vra, wat het jy gedoen? En Grace staan op. Sy het op daai stadium gewerk vir die departement van binnelandse sake. En in daai 3 maande het Grace Jonjo in haar kantoor in binnelandse sake 1 tot 1, 30 mense vir die Here gewen. En sy het daai 30 gevat, en hulle in 'n gemeente gevorm, en sy het vir hulle begin preek op Sondag. Uiteindelik het Grace so gevorder, dat die salwing van die Here so swaar op haar was, dat Judea vir haar 'n tent gegee het, wat 1000 sitplekke kan sit. En Grace het van village na village gegaan, en die Here sien beweeg op 'n magtige wyse. Ek woon 'n groot konferensie by in Queenstown, 'n groot konferensie, daar was paar duisend mense. En ek weet nie of jy nou al by ons swart broers en susters kerk gehou nie, dis loud jong, dis net 1 volume setting, loud. En daar's hierdie 2000 mense by mekaar, en die leier, die liturg van die gemeente, of van die konferensie, sê hy wil graag net eers hierdie getuienis met hulle deel. En hy roep vir Grace vorentoe. En saam met Grace is 'n jong 15-jarige dogter. En Grace vertel dat toe sy by 'n village aankom, toe hoor sy dat daar 'n dogter van 15 dood is. Maar die ma het gesê, hulle moet nie die kind begrawe nie, die evangelis kom, hulle moet wag vir die evangelis. En toe Grace daar kom, het hulle haar gevat, en na gebed, het die Here hierdie kind opgewek uit die dood uit. En die ma gee die dogter vir Grace en sê, sy is nou jou Samuel. Sy moet saam met jou beweeg. En wat gebeur het op daai oomblik, want toe sit al die 2de of die 3de of die 4de opwekking van uit die dood uit wat ek gehoor het, wat uit die veld uit kom van hierdie evangeliste. En die volgende oomblik staan daai skare mense op, sonder dat iemand sê, staan nou op. Staan daai skare mense op. En in doodse stilte, niemand sê iets nie, geen musiekinstrument speel nie, begin hierdie skare dans voor die Here, in dankbaarheid, in aanbidding vir die groot God wat ons aanbid. Die heerlikheid van die Here was so swaar op daai plek, op daai oomblik, ek het gevoel, ek hardloop weg, ek kom nooit weer terug nie, vanweë die gewig van die Here se teenwoordigheid. Nou onlangs, so 3, 4 jaar, 5 jaar dalk terug, word ek uitgenooi Transkei toe, ons gemeente toe 'n tent gaan skenk daar, en ons saamroeper daar, Bulelani, het vir my gesê, hier is vandag 20 pastore by mekaar. Hulle het almal vandag gemeentes, maar die helfte van hulle kom deur jou skool vir evangelisasie. Uiteindelik het my hart begin huil. Ek sê, Here, ek vertel oral waar ek kom, wat die Here doen, en dan sê die pastoor vir my, ja, man, dit gebeur nie hier nie, en dit kan nie hier gebeur nie, en uiteindelik vra ek vir die Here, Here, maar wat van my mense, en wat van, kan u nie ook oral so beweeg nie?
En dis toe ons uiteindelik weer in 'n gemeente beland, waar ons kon, dis soos 'n laboratorium. En in hierdie gemeente waar ek nou is, het ek begin skryf, wat die Here my gegee het. Het die Here vir my gesê, begin neerskryf, en dan gaan jy hierdie materiaal in mense se hande sit. En hy begin my leer hoe werk effektiewe gebed, en hoe werk die krag van gebed, sodat ons op 'n plek gekom het, waar ons nou mense kan toerus oor gebed. Maar nou onlangs, soos in 2 jaar terug, begin die Here weer met my praat en sê, laat die skool vir evangelisasie nou weer herleef. Ek het nou vir 2-3 jaar op 'n Saterdag reboots aangebied en bidders opgewek om vir die Here te werk en om effektief te bid. Maar nou het ek gehoor die Here sê weer die skool vir evangelisasie, en dis hoekom ek vandag hierdie program ook daaraan grootliks wy. Ons het verlede jaar begin met 'n groot inname van studente wat die Here se roepstem gehoor het. Die oes is ryp, maar die arbeiders is min. Onthou, daar staan nêrens dat die Here sê ons moet bid vir die oes nie. Hy sê bid vir die arbeiders, want die Here sê die oes is ryp. So ons het die kursus weer hersien, ons het hom vernuwe, ons het hom hernu. Hy loop nou oor 12 maande, nie meer 9 maande nie, en hy loop oor 4 modules om jou behoorlik toe te rus oor elke aspek van evangelisasie. Dit is goed genoeg om evangelisasiespanne in gemeentes op te lei en hulle toe te rus. Hoe werk uitreiking? Wat is prayer evangelism? Wat is friendship evangelism? Wat is marketplace evangelism? Die kursus is in Afrikaans en in Engels beskikbaar. So daar's verskillende vorme van evangelisasie. Die markplein moet geëvangeliseer word. Dis jou werksplek. Hoe werk ons daar? Hoe om 'n skool te infiltreer en kinders evangeliste te maak in hulle skole met praktiese love revolution actions. Daar's sulke wonderlike goed wat die Here oopgemaak het. En ons bied hierdie aan in hierdie kursus. So, as jy nou na my luister en in jou hart brand 'n passie, Here, ek wil, maar ek weet nie hoe nie. Here, gebruik my. Here, ek wil vir U werk. Maar ek is 'n evangelis, ek wil nie 'n pastoor wees nie. Maar ek wil daarom ook agtergrond hê. Jy weet, as ek nou wil dienste gaan nou en hulle vra, waar kom jy vandaan? Dan het ek 'n platform, ek het 'n sambreel. En as jy toegerus is en jy is opgelei en jy het 'n sertifikaat wat jy kan vir iemand gee en sê, hierdie is wat ek gedoen het. So as jy belangstel, ons volgende inname is natuurlik dan die eerste week van Februarie in volgende jaar. As jy meer inligting wil hê, as jy wil weet hoe die kursus lyk, hoe hy saamgestel is, en jy wil registreer vir die kursus, gaan jy na ons webwerf toe by www.prayerevangelist.com. Ek sê weer, dis in Afrikaans en in Engels. Al die inligting is daar vir die skool vir evangelisasie of die skool vir evangeliste. www.prayerevangelist.com. En dan kan jy daar registreer. Ek sien uit daarna dat ons 'n nuwe generasie van evangeliste opwek en jy gaan sien hoe die Here beweeg. Jy weet, as jy niks doen nie, kan die Here ook nie beweeg deur jou lewe nie. Reinhard Bonke was lief om te sê, die Here salf nie stoele nie, hy salf mense wat gaan en vir hom beweeg. En die salwing begin in werking kom as jy beweeg. Die Here sal jou nie salf terwyl jy sit nie, want waarvoor moet hy jou salf? Maar wanneer jy opstaan en jy begin by die Here beweeg, en jy begin die Here vertrou, begin die salwing werk. Ons vertel jou, hoe werk 'n evangelisasiepreek? Hoe berei 'n mens 'n evangelisasiepreek voor? Hoe werk 'n mens saam met die plaaslike pastoor? Eintlik, as jy uit 'n gemeente uitkom, is dit uitstekend dat die pastoor het saam met jou moet doen, want daar's 'n verhouding tussen pastoor en evangelis. Ons lei nie one night stands op nie, ons lei nie hit and runs op nie. Daar moet 'n verhouding wees tussen die pastoor en die gemeente en die evangelis of die evangelisasiespan. So die pastoor se beste vriend is die evangelis, want jy bring altyd nuwe mense in. En die evangelis se beste vriend is die pastoor, want hy kan daai siele ontvang en hy kan hulle disipel, want dis die opdrag van die Here. So dit gaan nie net oor evangeliste nie. Dit gaan oor hierdie hele samewerking. Hoe bou ons die liggaam van die Here verder op? Hoe bou ons die koninkryk van die Here verder op? En hoe kan ons hierdie verband lê? So, ek wil jou uitnooi, jy moet haastig maak. As jy wil deel word van die skool vir evangeliste volgende jaar se inname, dan gaan jy na www.prayerevangelist.com. Die tweede belangrike ding is, ons gebedsopleiding gaan steeds aan. Ek doen dit reg deur die land en ek doen dit gratis. As jy voel jy het 'n klomp bidders wat jy wil by mekaar trek op 'n Saterdagmôre,
of 'n gemeente wat 'n gebedsspan wil opgelei kry en toegerus kry. 'n Gemeente kan nie sonder effektiewe bidders nie. En ons lei nie maar net voorbidders op nie, maar prayer warriors, gebedsvegters. Ek sit vir hulle wapens in die hand wat hulle dadelik kan gebruik, en ek deel met jou goed wat die Here aan my oopgemaak het, wat in sy woord staan, maar wat ek nooit geleer is nie, en wat jy waarskynlik ook nog nooit gehoor het nie. As jy op 'n Saterdagoggend van 9 tot 12 so 'n gebedsgeleentheid wil reël, al wat jy moet doen is, jy moet 'n plek kry, en ons slaap die Vrydag aand oor. Ons kom die Vrydag, kry 'n gevoel van die plek waar ons is, praat met die Here 'n bietjie daaroor, doen 'n bietjie prayer walking. Saterdagoggend is die meeting, dan kom ons huis toe. So ons het 'n verblyf nodig vir die Vrydag aand, ons het 'n plek nodig waar ons dit kan doen. Dis al. Dan moet jy vir my 3 datums stuur na arendegebed@gmail.com. Stuur vir my 3 datums na arendegebed@gmail.com, en ons gaan jou in die jaarprogram sit. Onthou, daar is baie beperkte naweke beskikbaar vir hierdie soort opleiding. Eintlik doen ek net 1 'n maand hiervan. As jy deel wil wees daarvan, moet jy gou maak. Jy sal ook al die boeke wat ek nou al van gepraat het, ook op ons webwerf kry. So gaan kyk gerus by ons webwerf as jy kyk wat se boeke is daar al. Daar's 'n groot klomp materiaal wat jou gaan sterker maak om te bly groei in die Here. Jy gaan goed leer soos kontraktuele gebed. Jy gaan goed leer oor wat is die geheim van middernaggebed. Die beskerm jou huisboek is daar, die leer ons bidboek is daar, verdooping in die Heilige Gees is daar, ontmoet die Heilige Gees boek. Daar is 'n groot klomp boeke, daar's 'n boek oor jou huwelik, 'n skitterende boek wat ons geskryf het oor die huwelik. So gaan kyk gerus by ons webwerf. Dis so bekostigbaar dat jy dit kan aanskaf. Dis ook as e-boeke beskikbaar. So as jy nie die fisiese boek wil hê wat ons vir jou koerier nie, kan jy 'n e-boek vir jou kry. Ek dink nou maar aan een gebed wat die kontraktuele gebed genoem word, wat in 1 Johannes 5 vers 14 en 15, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets volgens sy wil vra. En as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van hom gevra het. Matteus 16 vers 18 en 19, en ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, en ek sal jou, Petrus, die sleutels gee van die koninkryk van die hemel, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Hoe werk dit? Hoe werk dit in die praktyk? Hoe kan jy hierdie goed dadelik begin toepas om 'n verskil te sien in jou omstandighede? Dis deurbrake op elke terrein van jou lewe. Dis deurbrake in huwelike, dis deurbrake in finansies. Ek leer jou prakties hoe dit werk, ek gee jou modelle wat jy kan gebruik om dit in werking te stel. As jy enige vrae het oor waaroor ons gesels, stuur jou vrae na arendegebed@gmail.com. Ek is so bevoorreg om hierdie tyd saam met jou te kan deel. Dis heerlik, en ek bid die guns en die seën van die Here oor jou lewe af. Mag jy die goedheid van die Here in jou lewe sien beweeg.